Goeiemôre. Dis donderdag, die week is so amper verby en ek hoop dit gaan vanmôre met jou goed. Nou, ek het 'n baie interessante oulike storieetjie gehoor en ek wil graag vanmôre hierdie storieetjie vir jou vertel. Miskien gaan jy sê, "Sjoe, wat het dit nou vanmôre met my uit te waai of te doen?" Maar miskien is dit net 'n boodskap wat iemand vanmôre moet hoor. Nou, die storie begin met 'n ou plaasboer wat daar op sy plaas net so voor die stoep 'n klein visdammetjie gehad het. En een oggend, soos altyd, het hy opgestaan en langs die visdammetjie gesit en sy koppie koffie gedrink. En in die hoek van sy oog het hy gesien hoe daar 'n paar muggies so bo oor die visdammetjie beweeg. En dadelik het hy vir homself gesê, "Sjoe, miskien moet ek iets spuit, bietjie gif spuit om van hierdie muggies ontslaa raak voordat hulle dalk gaan meer word." Maar het hy besluit, dis maar net 'n muggie en kom ons los hierdie klein probleempie maar eerder net waar hy is. Sjoe. 2-3 dae daarna sit hierdie selfde plaasboer langs die dammetjie en drink sy koppie koffie. En toe hy die laaste slukkie vat, sluk hy per ongeluk een van hierdie muggies in wat om die dam gesweef het. En hy verstik en hy val van sy stoel af en hy breek sy sleutelbeen. Daar lê die boer sonder enige hulp. En na 'n paar uur van gelêery kom sy voorman daar verby. Hy sien die oom lê met die gebreekte skouerbeen en hy gryp dadelik die bakkie se sleutel. Hy laai die oom in die bakkie en hulle jaag om by die naaste hospitaal uit te kom. Maar as gevolg van al die reën, het die bakkie in die modder gaan vassit. En met al die gesukkel om hierdie bakkie uit die modder te kry, het die bakkie al hoe dieper en dieper in die modder ingesink, totdat net die dif bo kan die modder gestaan het. 'n Oomblik daarna kry hy sy selfoon en hy bel 'n ambulans om die oom te kom haal. En met al die gesukkel met die nat modderpaaie, het hierdie ambulans 'n kort pad probeer vat, het van die pad af gery en binne in 'n boom in beland. So het die twee bestuurders van die ambulans, een 'n kopbesering en die ander 'n gebreekte been. Daarom bel die twee ambulansmanne 'n helikopter en vra vir die helikopter om so gou as moontlik te kom. En omdat die helikopter nie die pad ken nie en nie die area ken nie, het hy verstrengel geraak en het in takke beland en het die helikopter op die grond geval en aan die brand geslaan. Die helikopter se bestuurder, die vlieënier het daarom ontsnap, maar dit was 'n klomp gebreekte bene en 'n klomp snyplekke toe hy uiteindelik by die ambulans aankom. Met 'n groot gesukkel het hulle hulp gekry en het 'n plaasboer kom uittrek met 'n trekker en kon hulle die oom wat langs die dammetjie gelê het gaan red met sy gebreekte sleutelbeen. Wat ek vanmôre vir jou sê. Die opskrif in die koerant die week daarna was groot chaos in klein dorpie en die oorsaak was 'n muggie. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie klein probleempies los sodat dit later groot probleme kan word nie. Toe ek hierdie storie hoor, toe besef ek net, ek is ook skuldig. Baie kere is daar klein probleempies in my lewe wat ek ignoreer en wat ek los en word hulle al hoe groter en later beïnvloed dit ook die mense rondom my. Die Bybel sê tog so mooi, hy sê, dis die klein jakkeltjies wat die wingerd vernietig. En maak vandag die klein jakkeltjies dood. Maak hulle van kant, sodat jy, jou geliefdes, die mense om jou, nie later in die moeilikheid kom, omdat jy die muggies en die jakkelse in jou lewe geïgnoreer het nie. Here, dankie vir 'n oulike storie. 'n Storie wat ons net weer herinner, dat al lyk die probleem klein, moet ons dit hanteer, sodat dit nie later 'n groot probleem vir ons kan word nie. Here, gee ons wysheid, gee ons kennis, gee ons insig, om ons probleme te kan hanteer. Amen.